unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were, and place my hand into his side, I will not believe. Even if I have to die with you, I will never disown you. Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road? Then their eyes were opened, and they recognized him. Stop doubting and believe. Hartlik goeiemôre van my kant. Ons is in week 2 van ons reeks wat ons noem 'n New Day. Hulle sal nou vir julle die slide opgooi. Dit wat hulle moet eintlik daar gesit het, ons het eintlik 'n spelfout gemaak. Dit is eintlik 'n woordjie wat daar na y moes inkom. It's a new winter's day. Net om dit 'n bietjie meer realisties te maak vanoggend. Ons het 2 weke terug het ons Paasfees gevier en net dit wat ons gevier het 2 weke terug maak dat ons anders kyk na daai prentjie. Want jy sien daar's 2 maniere. Ons kan elke volgende dag sien as 'n nuwe dag. Of ons kan 'n vars dag sien as 'n geleentheid om te leef in die nuutheid wat hy vir ons bewerk het. Ouens, daar's 'n groot verskil. Daar's 'n groot verskil tussen daai 2 stellings. Hoe het jou en my lewe verander vanuit dit wat ek en jy 2 weke terug gevier het? Jesus het opgestaan en daar gebeur fenominale goed van sy opstanding in daai volgende paar weke. En dit is waar hierdie reeks gaan, is dat ons kan kapitaliseer op die goed wat sy aandag, sy fokus gegryp het vandat hy opgestaan het, want dit het 'n implikasie op my en jou lewe. Het die dag net nuut geword of het jy nuut geword? 'n Baie bekende skrifgedeelte is 2 Korintiërs 5 vers 17. En soos om daar op die skerms gooi, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die nuwe het gekom. Dit is omdat hy dit vir ons bewerk het. Dit is vir my baie opvallend, dit is vir my eintlik baie interessant dat Paulus, hy kon maar net gesê het, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, alles het nuut geword. Maar dat hy dit belangrik en nodig ag om vir ons te sê, die ou het verbygegaan. Die nuwe het gekom. Hy was baie spesifiek oor hoe hy sy woorde gebruik het om te kommunikeer. En ek dink hy doen dit weer hier. Wat maak dat die mens so wil vashou aan gister? Aan die verlede? Aan die dinge wat verby is? Ja, dit is waar. Ek meen, as ons terugkyk, is daar al daai amazing goeie memories. Ons vind veiligheid in die feit dat dit 'n bekende is. Ons weet hoe dit wat gebeur het, hoe dit uitgespeel het, dis vir ons 'n bekende en tot 'n mate vind 'n ou tog veiligheid in dit, nê. Maar vir so lank as wat ek en jy as nuut mense wat nuut geword het in Christus lewe in dit wat verby is, hoe meer word die deure vir ons toekoms toegesluit. Hoe meer word ons verhinder en beperk om dit wat hy bewerk het aan die kruis en die nuutheid wat saam met dit kom, ons eie te maak. Hierdie is een van die eerste fokusse na Jesus se opstanding. Dis die eerste goed waar hy gefokus het, is om te werk met 'n mens se verlede. Met 'n mens se seer, se skuld, se berou, se teleurstellings. En nie net om dit heel te maak nie, maar om my en jou te kom posisioneer, sodat ons die nuutheid kan ontvang wat hy vir ons bewerk het. As jy vandag hier sit, en jy voel, as jy nou eerlik is met jouself, jy weet, jou BC daar, en nou dat jy tot bekering gekom het,
As jy voel, maar niks veel het verander in my lewe nie, dan praat ek vanoggend met jou. Dis nie business as usual nie. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Dis veronderstel om radikaal anders te wees. En dit gaan ook so vir jou verlede. So Jesus het sy fokus gedraai om te kom werk met 'n mens, en dit is vir my seker een van die mooiste oomblikke in die hele Bybel, hoe Jesus te werk gegaan het met hierdie mens, om te kom werk met dit wat verby is, maar wat nog steeds elke nou en dan sy kop uitsteek in ons lewens, en vir ons hierdie toekoms, die pad wat hy vir ons voorberei het, om ons uit te kan begelei in dit. Dis een van die mooiste stories. Ek wil vandag vir jou sê, die feit dat daar 'n nuwe kontrak op die horison is in jou werk, die feit dat daar 'n baba op pad is, die feit dat daar weer 'n nuwe huwelik op pad is, 'n tweede kans, die feit dat daar ander beloftes en varsheid na jou lewe toe kom, maak nie dat jy leef in nie tyd nie. Dis nuwe dinge, dis dinge wat jy dalk nie gehad het nie, wat nou bygevoeg word tot jou lewe, maar dit maak nie dat jy leef as 'n nuwe mens nie. Ek wil nie vandag met jou praat oor dit wat met jou gebeur het in jou verlede nie. Ek wil nie met jou noodwendig kom praat oor die sat besluite wat ek en jy maak partykeer, en dit lê in ons verlede nie. Ek wil vandag met jou kom praat, nie met wat jou gebeur het nie, maar wat in jou gebeur het. Wat is dit wat in jou nog steeds teenwoordig is as gevolg van jou verlede? En hoe beperk dit jou om te lewe in hierdie realiteit? Alles het nuut geword. Ek wil vandag met jou praat oor die mens waarna Jesus toe gedraai het. Julle weet wie hy is. Dis Petrus. Petrus was een van Jesus se disippels. Hy was 'n bietjie van 'n drama queen gewees. Jy weet, hy was 'n sterk leier. Hy was 'n charismatiese persoon. Op kere was hy so impulsief gewees. Hy's die tipe ou wat goed sê en dan later gaan dink hy oor dit. En dan besef hy, ek moes dit nie gesê het nie. Hy's een van die enigste disippels wat die Bybel sê, wat Jesus weggevat het en hom sterk aangespreek het. Die Engelse woord is hier, rebuked him. Tot so mate dat Jesus hom sê, kom agter my Satan. Dit was Petrus. Maar hy was verskriklik lief vir die Here. Hy was verskriklik lief vir Jesus gewees. En sy storie begin in Lukas 5. Lukas 5 kom Jesus en daar's talle mense wat op die wal staan. Hy kom by die meer van Genesaret. Hy sien 2 skuite daar staan. Hy besluit nie, hy gaan op 'n skuit klim, sommer so 'n paar meter van die wal af. En dan gaan hy so op die skuit sit en hy begin die mense leer. Toe hy klaar met die mense gepraat het, toe sê hy vir die eienaar van die skuit, luister, kom ons roei bietjie dieper in. Julle moet julle nette daar gaan gooi. Die eienaar van die skuit is toe Simon, seun van Johannes, wat ook Petrus genoem is later. Hy is op die skuit, Jakobus is op die skuit, Johannes is op die skuit. Hulle sê vir Jesus, ons het die hele nag probeer visvang en dit het nie gewerk nie, ons kon niks kry nie. Hy sê, kom ons gaan net dieper en gaan gooi julle nette daar. En soos julle die storie ken in Lukas 5, vang hulle soveel vis, laat Simon hulle uitroep na die ander boot toe en sê, kom nader, kom help ons, hierdie nette wil skeer, en hulle maak hy bote vol met vis. En dit is na hierdie wonderwerk, waar Simon, die seun van Johannes, na Jesus toe draai. En die tipiese persoonlikheid wat hy het, sê vir Jesus, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige man. Ek verdien nie om in die teenwoordigheid te wees nie. En Jesus haak af en hy sê vir hom, jy vang nie net vis vandag nie, maar ek maak jou, ek roep jou om 'n visser van mense te wees.
En daar verander sy hele lewe. Hy klim uit daai boot uit die dag. Hy los sy lewe agter. En hy volg vir Jesus as 'n disipel. 3 jaar gaan verby. 'n Klomp stories. Ek vat jou fast forward jou, ek vat jou gou-gou na die oomblik waar Jesus op 'n donkie in Jerusalem inkom. Onthou jy? Hy ry op 'n donkie in Jerusalem in. Die ouens gooi palmtakke en hulle juig die koning toe. Dit is ook net nadat Jesus vir Lazarus uit die dood het opgewek het. Dit was 'n baie spanningsvolle tyd gewees. Die wêreld was op sy kop gewees. Die mense, die Jode het geleef in spanning. Ek meen, Jesus is besig om 'n oproer te maak as gevolg van sy laaste 3 jaar se publieke bediening. Mense wat genees word. Hulle sien die wonderwerke, die woord wat hy bring, wat hy doen en wie hy is en hoe hy leer. Ek meen, dit het net 'n bedreiging gewees vir die hele die Joodse leiers, die Fariseërs, die wetgeleerdes, die Romeine selfs het begin voel maar hierdie ou is besig, hy's kompetisie vir ons. En dan gaan hulle nog verder en hulle sê vir hom soos hy op die donkie inry, hy's die koning van die Jode. En die ergste van alles is die mense volg hom in massas. Onthou julle Markus 6, 5000 mans, dan tel hulle nie eens die vrouens en kinders nie, waar die broodjies en die visse vermeerder is. Die dorp is agter Jesus aan. Hulle is so bang vir dit wat hy besig is om reg te kry, dat hulle toe besluit om vir Lazarus wat hy die dood uit opgewek het, weer dood te maak. Vir 'n tweede, jy weet, hy is die enigste mens wat 2 keer gesterf het. Want die Jode voel, en die Romeine voel, maar die feit dat Lazarus hier rondloop, hy is 'n lewende getuienis van die krag van Jesus Christus wat hom uit die dood uit opgewek het. En hy maak dat meer mense vir Jesus volg. Kom ons sort nie net vir Jesus uit, maar kom ons maak ook vir Lazarus dood. Dis 'n baie onstuimige tyd. Dis ook die tyd van die begin van die Pasga. So die hele dorp het saamgetrek om fees te vier. Dis die begin daar van die fees van ongesuurde brood. En Jesus roep sy disippels en hy sê vir hulle, gaan na hierdie persoon toe en hy het 'n bovertrek gaan maak vir ons gereed, dat ons eie maaltyd kan hê. What a loaded chapter in Johannes 13. Waar Jesus in 'n paar ure saam met sy disippels soveel kom kommunikeer. Gewigtige goed. Dis sy laaste ete saam met sy disippels. Petrus is ook daar. En toe hulle opgaan boontoe, die eerste ding wat hy doen is, die gebruik was, dat voordat 'n ou nagmaal gebruik, voordat 'n ou saam eet, is dat mense hulle hande en hulle voete was, en Jesus begin met hulle praat, met sy disippels, oor leierskap. Hy sê, die van julle wat die meeste wil wees, moet die geringste wees. Die van julle wat mense wil lei, moet hulle dien. En hy trek sy boekleed uit. Hy sit vir hom 'n voorskoot aan, en hy begin die ouens se voete was. En toe hy by Petrus kom, toe sê Petrus, daar is nie 'n manier nie. En jy kan van die volgende skrifgedeelte opsit, maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was, en daarop sê Jesus vir hom, as ek nie jou was nie, het jy nie deel aan my nie. Hy sê, Here, in daai geval, was hom my voete, my hande, my gesig, was my hele lyf. En dit was Petrus sy eerste publieke verklaring van sy toewyding aan Jesus Christus. En Jesus kom en hy praat met hulle oor 'n klomp ander goeters. Die nagmaal word ingestel, wat die simboliek agter daai is. Jesus kom ook en hy praat met hulle oor die feit dat hy gaan weggaan. Dat hy gaan sterf, dat hy gaan opstaan en hy gaan na die hemelse Vader toe. Hy sê, ek gaan weg. Raai wie is die eerste een wat dit challenge? Petrus. Hy sê, Jesus, waartoe gaan jy? Jesus sê vir hom, waar ek heen gaan, kan jy my nie volg nie. Hy sê, hoekom kan ek jy nie volg nie? Hy sê, ek sal u volg tot in die tronk, tot in die dood. Ek sal my lewe vir u aflê. Ek sal u volg. Jesus sê vir hom, jy sal wat maak? Jy sal wat maak? Nog voor die haan 2 keer kraai, het jy my 3 keer verloon. Dit was Petrus se tweede publieke verklaring van sy toewyding aan Jesus Christus. Hy het hierdie vuur wat hier binne in hom brand.
En hy reageer op dit wat in die binnekant aangaan. Maar hy vergeet hy's 'n mens. En hy is so gewoond die laaste 3 jaar om langs Jesus se sy te stap en hy sien al die wonderwerke en hy voel self so Superman. En hy praat maklik. Jesus praat met hulle oor die krag van die Heilige Gees. Hy praat met hulle oor 'n klomp goed. Dit is daar in Johannes 15 wat hy met hulle praat oor, ek is die wingerdstok, julle is die lote, die wat in my is sal veel vrug dra. Hy is besig om hulle voor te berei vir die pad wat kom. Hy sê ook vir sy disippels, julle gaan my nie steek laat binnekort, vanaand nog, gaan julle my nie almal nie steek laat. Raai wie hak af? Petrus. Petrus sê, al laat hulle almal, hy wys na sy vriende toe, sy broer, as almal van hulle u nie steek laat, ek gaan u nie in die steek laat nie. Ek sal u nie in die steek laat nie, ek sal u volg tot in die dood. Hulle is van daar af, oor die Kedron spruit vat Jesus hulle, op met die Olyfberg. Daar was 'n tuintjie gewees, die tuin van Getsemane. Dis daar waar hulle sit, en waar Jesus bid. Ons stel die gebed op in Johannes 17, en Johannes 18 verduidelik hierdie storie. Dis daar ook waar Jesus agterkom, hoe Judas en die soldate van die familiehoofde en die hoofpriester daar aankom. En die eerste ding, en julle ken die storie, dat die een wat hom soen is, die een wat hom verraai, en daar's 'n groot konfrontasie, en Jesus sê, luister, laat die disippels net gaan, hier is ek is die een wat julle soek. En een van die soldate kom vorentoe, en raai wie staan op? Petrus. Petrus druk sy swaard uit, en hy kap Malchus se oor af. Dis chaos. Hulle vat vir Jesus weg daar. Nou voel Petrus, weet jy wat, dis nou 'n brawe oomblik gewees, maar hierdie is nie meer grappies nie. Hierdie is nou besig om na 'n punt toe te beweeg. En ek wil nie deel wees van hierdie storie nie. Hy volg Jesus op 'n afstand, loop hy agter hulle aan. Hy wil net nie deel wees van die bende nie, want hy kom nou agter. Dis dalk veiliger vir hom dat hy net so 'n bietjie terug staan. En hulle is op pad na die hoofpriester Kajafas se huis toe. Hulle vat vir Jesus in daar, dis daar waar hy vir Annas en vir Kajafas sien. En in die binnehof van die hoofpriester se huis is daar so 'n vuurtjie. Dis 'n koue aand. Die ouens, die wagte staan daar om 'n vuur. Petrus is te bang om saam in te gaan. Hy wag buite, hy staan by die vuur, besig om sy hande warm te maak. En daar kom 'n diensmeisie verbygeloop. En die diensmeisie kyk vir Petrus en sê vir hom, maar ek ken jou. Jy is saam met Jesus. Hy sê, ek weet nie waarvan julle praat nie. En in die afstand hoor hy die hoenderhaan kraai. Hy gee nie eens notisie nie. Hy voel toe, hy is nie publieke oog hier, en hier is iets besig om te ontvou om hierdie vuur. Hy stap so 'n bietjie weg van die vuur af, na die uitgang toe van die binnehof. Ek meen, Petrus is die ou wat uit 'n boot uitgeklim het in 'n storm. Hy het op die water geloop, hy het 'n ou se oor afgekap. Hy's 'n brawe ou. Maar dat hy bang is vir 'n diensmeisie. Dalk het hy besef, vrouens praat maklik. Hulle praat baie. Nou weer die hele dorp af van. En hy gaan posisioneer homself by die uitgang. En nog 'n diensmeisie staan daar. En sy praat met die ander. En sy sê, maar ek ken hierdie ou. Hierdie ou was saam met Jesus gewees. En dis toe dat hy afhak en hy begin sê, ek sweer, ek ken nie die man nie, ek het vir julle gesê, ek ken hom nie. Toe kom daar manne na hom toe geloop en sê vir hom, jy's 'n Galileër. Jy was saam met hom in die tuin van Getsemane. Ons kan aan jou aksent hoor. Jy's een van sy disippels. Hy sê, en toe begin hy vloek. En hy sê, ek sê vir julle vandag, julle weet nie waarvan julle praat nie. Ek ken nie die man nie. Ek het nog nooit vir Jesus ontmoet nie. En op daai oomblik toe maak hy oogkontak met Jesus. En die hoenderhaan in die afstand kraai vir 'n tweede keer. En dis in daai oomblik wat hierdie storm in sy binneste opstaan. En hy bitterlik begin huil. En hy breek in daai oomblik, want hy weet, hierdie is voorspel. Dit is wat Jesus van gepraat het.
En hy besef hierdie is dalk die laaste keer wat hy vir Jesus gaan raakloop voor sy kruisiging. Hy weet goed wat is aan die gebeur. Om te dink dat sy laaste oomblikke met Jesus so sou ontvou, dat dit die realiteit sou wees. Hy's daar weg. Hy's weg. En ons stel die storie op, bietjie later die boek van Johannes 19 en hoofstuk 20. Dis daar waar hulle by die leë graf kom, en Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Waar Jesus vir haar sê, moet net nie aan my raak nie, ek het nog nie opgevaar na die Vader toe nie. En haar eerste indrukke van Jesus wat opgestaan het uit die dood uit, maak dat sy na die disippels toe hardloop. Raai wie is die eerste een wat na die graf toe hardloop? Petrus. Hierdie is sy moment. Dit wat hy die laaste paar dae moes deurgaan, hierdie hel wat hy moes deurgaan die laaste 3 dae, om te werk met die berou en die verwyte en die skuldgevoel en die teleurstelling in sy lewe, hierdie is sy oomblik om by Jesus uit te kom, net om jammer te sê, net om verskoning te vra, net om reg te maak, net om te weet dat hy nog sy Here is. Maar toe hy daar kom, toe sien hy net die opgevoude doeke. Tyd gaan verby, die disippels is benoud. Hulle lewe word bedreig, hulle handhaaf 'n lae profiel. Jesus verskyn nog 'n paar keer aan hulle. En elke keer, hy verskyn aan hulle as 'n groep disippels, waar hy met hulle praat, en hulle in verwondering staan. 8 dae later is waar Thomas sê, maar ek wil my vingers in sy hande druk, ek wil weet, I want to know he's real. Jesus sê vir hom, jy glo omdat jy sien, geseënd is die wat glo sonder om te sien. Dis daai oomblik, dis die 3de keer. Maar elke keer as hulle bymekaar kom en Jesus is daar, kry Petrus nie 'n kans nie. As hy maar net privaat 'n oomblik kan kry saam met Jesus om reg te maak, om net sy hart op die tafel te kom sit, maar elke keer is hierdie ander ouens by en hy kry net hierdie geleentheid nie. Ons gaan na Johannes 21. Dis weer daar waar die disippels maar net aangaan met hulle lewe. Petrus roep weer 'n paar disippels bymekaar. Hy sê vir hulle, kom ons gaan vang vis. Hulle klim in die boot. Hulle probeer die hele nag, hulle vang niks. Soos hulle buite sit, kom 'n man op die strand afgeloop. Hy maak 'n vuurtjie. Hy vat 'n vis en hy braai die vis. Daar's 'n broodjie. Hy roep uit vir die ouens op die skei, hy sê vir hulle, het julle al iets gevang, is daar iets om te eet? Hulle sê, nee, daar's niks, hulle het die hele nag probeer, niks. Hy sê, gooi julle net aan die regterkant. Seker maar gedink, weet hierdie ou te beter angle op die waters, dalk sien hy iets wat ons nie raak sien. Hulle gooi hulle net aan die regterkant. En hulle maak hulle net te vol. 153 visse, sê die Bybel. It's my amazing dat hulle so spesifiek moes wees. Om te sê 153 visse. 'n Visserman sou verstaan in daai konteks 153 groot visse die nette moes gebreek het. Dit was actually 'n wonderwerk geweest. En in daai oomblik toe daai gebeur. Toe besef Johannes wat op die boot staan. Johannes, die geliefde disipel van Jesus. In daai oomblik vat dit hom terug na die meer van Genesaret, waar presies dieselfde ding gebeur het. Hy roep uit, hy sê, Petrus, daai man is Jesus wat daar stap. Petrus raak so opgewonde, hierdie is sy moment, om alleen te wees saam met Jesus. Om te kom reg maak, om jammer te kom sê. Hy spring in die water in, met sy klere. Die Bybel sê, hulle was so 100 tree van die wal af gewees. Petrus klim in, hy wag net hulle tot by die kant roei nie, hy spring in, hy swem kant toe. En toe hy daar kom, toe sit Jesus om die vuur. En hy sê vir die ouens, kom eet saam met my. Hy sê, bring sommer van die vis wat julle gevang het. Nou Petrus, hy gaan sit, daar om hy vuurtjie, saam met Jesus. Maar dis nie 'n privaat oomblik nie. Al die disippels sit daar. En die oomblik, toe hy die vis en die brood sien, onthou hy Markus 6.
waar Jesus die visie en die broodjie gevat het, en vir 5000 mense kos gegee het. Sy gemoed kom tot ruste. Hy voel veilig in die teenwoordigheid van Jesus. Want hy besef, hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat kan. Al die disippels wat daar sit, weet wie die man is. Maar hulle sê nie, niks, hulle vra niks. Hulle wil nie die kans vat. En hulle self blootstel. En nou word hulle vinger na gewys as julle 'n klomp ongelowiges. Hulle weet wie voor hulle sit, maar hulle vra nie. Toe Petrus die brood sien. Toe Jesus daai broodjie so breek om saam met hulle ontbyt te eet. Toe vat dit hom weer terug na Johannes 13 toe. Daai laaste maaltyd waar die brood gebreek is met die nagmaal saam met Jesus. Waar Jesus gesê het, jy weet, jy gaan my nie kan volg waar ek heen gaan nie. Waar Petrus sê, maar hulle sal die doen, maar ek sal nie. Waar hy gesê het, hy het hulle liewer as al die ander. Toe hy na daai vuurtjie kyk, toe vat dit hom weer terug na die binnehof toe. Daar waar hy gesit het, en Jesus ontken het. Die man vir wie hy die liefste was, gesê het hy ken hom nie. En dit is soos 'n skerp mes wat net in sy hart indruk, daai beelde, wat hy van vooraf beleef, al daai goed in sy gemoed en sy gedagtes gebeur om hierdie vuur. En Jesus vra vir hom, in Johannes 21 vers 15. Hy sê vir hom, Johannes, Petrus, Simon seun van Johannes. En die oomblik toe Jesus vir hom, toe hy daai woorde gebruik, Simon seun van Johannes, toe vat dit Petrus weer 'n keer terug. Na die dae wat Jesus hom geroep het, in die heel begin. Dis hoe Jesus hom aangespreek het. Seun van Johannes. In die amazing oomblik waar hy net as 'n gedoodgewone visserman so amazing roeping gekry het om 'n visser van mense te wees. Dat dit die prentjie is wat Jesus oor sy lewe gesien het. Dit vat hom terug. En Jesus vra vir hom, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as al hierdie ander? En weer 'n keer word hy mes net so dieper in sy hart gedruk. Want hy onthou al hierdie oomblikke. Hy onthou die oomblik in die bofortrek. Hy onthou sy eie beloftes, sy eie woorde, sy eie publieke verklaringe van sy toewyding aan Jesus Christus. Hy sê, het jy my lief meer as hierdie ander? Petrus respond. Hy sê, Here, U weet. U weet ek het U lief. Hy sê, wel in daai geval, laat my lammers wy. 'n Paar oomblikke gaan verby. Weer kom Jesus. Hy sê, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Petrus sê, Here, U weet, ek het U lief. Hy sê, pas my skape op. En elke keer as Jesus dit doen, vat hy hom terug in sy verlede. En hy herinner hom aan sy roeping. En hy vat hom weer deur die hele verhaal. Sy oomblikke van braafheid. Hy vat hom weer terug na die binnehof toe. Hy laat daai ding oor en oor spoel. En dan kom Jesus en hy vra 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? En dis dit dat Petrus in trane uitbreek. En hy huil sommer in die publiek daar voor die ander disippels. En hy sê, Here, maar U weet alles. En U weet, ek het U lief. Jesus sê vir hom, laat my skape wy. En met hierdie, elke keer as hom die vraag vra, dan is daar hierdie gebod, hierdie opdrag wat hy vir Simon gee, vir Petrus gee. En elke keer vat dit hom weer terug na Johannes 14 toe, waar Jesus vir hulle gesê het, die wat my lief het, sal my opdragte uitvoer. En Jesus is so intentioneel met sy woorde. Hy is so intentioneel met die oomblik en hy kom werk met elke seer. En wat in hierdie hele verhaal gebeur, ek kan van die volgende slide opsit, is dat daar iets in die publiek gebeur wat massief is, wat Petrus net kom herstel. Wat gebeur het is Petrus verklaar sy toewyding in die oploop na hierdie oomblik toe 3 keer in die publiek aan Jesus. Eers was dit gewees met sy voete was.
Toe was dit gewees met Jesus wat aankondig dat hy weggaan, wat hy sê ek sal hy tot in die dood te volg. Toe was dit in die oomblik van tuin van Getsemane waar hy sy swaard uitruk, sy lewe prys gee amper en die ou se oor afkap. 3 publieke verklaringe. Dan is daar ook 3 keer wat Petrus die Here verloon het. En dan is daar 3 keer waar Jesus hom met elke vraag kom herstel het. En elke keer wat hy hom die vraag kom vra het, is om te werk met 'n stuk seer wat in 'n oomblik gebeur het en hom 3 keer verloon het. Hierdie is dieselfde man wat daar opstaan en begin preek in die publiek waar hy bang was vir 'n diensmeisie. Kom hy in die publiek en 3000 mense, meer as 3000 mense kom tot bekering en word gevul met die Heilige Gees. Jesus kom in Johannes 21 en hy vra vir hom hierdie vraag in vers 15, 16 en 17. En vers 18 kom hy en hy sê vir Petrus die volgende. Hy sê toe jy jonk was, het jy jou eie klere aangetrek en jy het gegaan net waar jy wil. Maar as jy oud is, gaan jou hande uitsteek en iemand anders gaan dit kom vasmaak en jou lei na plekke toe waar jy nie heen wil gaan nie. En Jesus kom profeteer die manier hoe hy sou sterf. En hy kom sê vir Petrus net na daai 3 vrae, jy gaan my volg en jy gaan eendag sterf omdat jy my volg. En die man staan daar op en van die plek van herstel en hoe Jesus met sy verlede kom werk en hoe Jesus net sy roeping kom bevestig, staan hy op en hy is die voorloper van die kerk van Jesus Christus. En dis hoekom Jesus vir hom ook vroeër sê, jy word genoem Petrus. Want op jou openbaring van wie ek is, gaan ek my hele kerk bou op daai rots. Jou naam is Simon, dit beteken riet, maar ek gee vir jou 'n nuwe naam wat Petrus is. Jy's 'n rots vir my kerk. En hy is tot sy dood toe, het hy presies dit gedoen. In 'n oomblik word 'n man se lewe van gebrokenheid en teleurstelling word geruk na 'n plek waar hy sy lewe gee vir dit wat Jesus om daai vuurtjie kom doen het. Dis hy selfde man wat hy vanuit hierdie persoonlike ervaring in 1 Petrus 5 vers 6 tot 7 die volgende skryf. Word daarom klein onder die kragtige hand van God. Op sy tyd sal hy julle groot maak. Hy gaan julle verhef. Hy gaan julle herinner aan wat hy oor julle lewe droom en sien. Gee al julle bekommernisse, julle verlede aan hom oor, want hy gee vir julle om. Hy het dit self beleef. En dis vanuit sy lewensstorie dat hy hierdie waarheid vir my en jou vandag los. It's a new day. Ek wil vir jou vandag vra, wat is dit wat in jou gemoed, in jou gedagtes gebeur? Kan jy dalk so 'n bietjie identifiseer met dit wat hy deurgegaan het? Ek wil jou vandag saam met my uitnooi om saam met my te kom sit hier langs die rivier. En dit praat van die teenwoordigheid van Jesus Christus. Jy kan vashou aan dit wat gebeur het. Jy kan probeer op jou eie werk met dit wat in jou eie gemoed en jou menswees aan die gang is. Ons elkeen het saad besluite gemaak. Elkeen van ons. Ons elkeen het berou oor goed. Ek wil vandag met jou praat, eerstens, oor jou vrymoedigheid as dit kom by jou Here, Jesus Christus. Jy het hom dalk nie ontken as Here van jou lewe nie. Maar dalk het jy so 'n bietjie jou rug gedraai op sy roeping vir jou lewe. Dalk het ek en jy hom verloon op daai manier. Dalk het ek en jy ons prioriteite so 'n bietjie omgekeer. Dalk het ek en jy al vergeet wat ons beleef het jare terug toe hy ons elkeen nuut gemaak het. Onthou jy
daai oomblikke, is daar 'n kans dat jy dalk weggedraai is van daai oomblikke af. Nou 20 jaar later is daar dalk 'n moontlikheid dat jy so 'n bietjie koel geraak het, so 'n bietjie gewoond geraak het. Die storie van die krag van die kruis het dalk sy krag so 'n bietjie in jou lewe verloor. Sy maal. Dalk is dit in jou verhouding met ander mense. Dalk is dit skuldgevoel, berou, of teleurstelling, of seer, of verwyte. Dalk staan jy in 'n tweede of 'n derde huwelik. En jy hoop, maar die keer gaan dinge vir my nuut wees. 2 Korintiërs 5:17. Ek is mos 'n kind van God. Maar die probleem is, dis 'n nuwe huwelik, maar jy is in daai prentjie. En vir solank as wat jy nie die oue laat verbygaan nie, kan die nuwe nie aanbreek nie. En as hierdie herhalende patrone in 'n ou se lewe. Ek wil jou vandag uitnooi. Ek vra jou nie hoeveel keer kom jy kerk toe nie. Ek vra nie hoeveel keer lees jy jou Bybel, hoeveel keer bid jy nie. Is daar hierdie hinker binne in jou om regtig saam met Jesus te kom sit en net weer tot herinnering geroep word in terme van daai woord, daai oomblikke, daai goed wat in jou gees geroer het in die begin, wat ons dalk nagelaat het. So wat ek gaan doen is, ek gaan jou 'n goeie 5 minute gee. Ons gaan net hierdie skerms aanhou, vergeet van die ou langs jou, en ek wil jou terugroep. As Jesus dit vir Petrus gedoen het, wil hy dit vir jou ook doen. Vat 'n paar minute en kom maak hierdie persoonlike kuiertjie saam met Jesus. Jy is welkom. Here, hier is die groot geneesheer as dit kom by die mens se hart. Daar is soveel wat ons wegsteek vir ander mense, daar is soveel wat ons terughou. Maar ons weet wat hier in die binnekant van ons aangaan. U weet ook dat ons weet wat die goed is wat ons elke dag mee moet saamleef. Vandag is dalk so 'n oomblik waar u nog steeds 'n streep in die sand trek. En ons uitnooi na 'n plek van herstel. Ons weet dalk dat u ons al lankal vergewe het en dat u ons op 'n bepaalde manier sien, maar soms is dit net so moeilik om myself te vergewe. Dankie Here dat u partykeer ons hardkoppigheid, wat ook al die rede is, kom vat. U is een wat sê, u vat daai hart van klip en u kom vervang het met 'n hart van vlees. U is die meester as dit kom by die mens se hart. U doen dit vandag nog. Oor en oor en oor en oor. Elke dag soveel geleenthede. Soveel uitnodigings aan nuutheid. Daai oomblik op die strand saam met Petrus is dalk iets wat jy al hoeveel keer saam met ons probeer doen het. Mag ons ten volle kapitaliseer op die uitnodiging, op daai oomblik. Dankie vir die amazing roeping wat u oor ons lewens het. En maak nie saak hoe ons voel oor ons lewens, Here. U kom spreek oorwinning en bekwaamheid oor ons lewens en u roep ons tot soveel meer as ons soms in onsself sien. Ek kom bid vandag dat u met elke stukkie seer, verwyte, berou, teleurstelling in mense se lewens sal kom werk, dat hulle u sal toelaat, Here, om hulle gesond te maak, heel te maak. En dat ons saam as 'n kerk vandag net kan aankondig, it is a new day. Ons gee vir alle eer in Jesus naam. Amen. Wees saam met my opstaan. Soos ons net hierdie lied kom sing, the goodness of God.